Vanmôre wil ek met julle gesels oor blydskap. Kom ek hoor, wie is bly om vanmôre hier te wees? Die meerderheid, wonderlik. Ek wil net seker maak voor ek aangaan. Blydskap is 'n ongelooflike ding wat mense na streef, nê? As ek vir jou gaan vra, dan sal jy sê, ja, ek wil bly wees. Dis iets wat ek soek. En navorsing wys vir ons, en leer vir ons, dis in Amerika, maar 88% van die mense, dis nou al seker meer, want hierdie is 4 jaar terug se navorsing, so dit moet al meer wees, soek aktief besig na nuwe ervarings, wat hulle sal laat glimlag en laat lag. 78% mense sal premium betaal, prima geld betaal, om dit te kan neem, om dit te kan kry, blydskap, om hulle, in die helfte van daai mense wens dat die geld gehad om blydskap te kan koop. Verskriklik, nê? Dit is wat die wêreld na smag, die wêreld smag na iets meers. Hulle soek na menigte dinge, probeer blydskap in menigte dinge vind. Ons as gelowiges is 'n ander blydskap. Ons raak bly as mense trou, in die verbond in beweeg, tussen man en vrou. Adam en Eve, not Adam en Steve. Hy wil daai verbond hê. As 'n kind gebore word, oumas, julle kan nie wag om my klein kindertjies te sien nie. Mamas almal, as jou kind gepresteer het, as hulle 'n prestering behaal het van sport, enigiets anders, as iemand gedoop word, wat ons laas Sondag gesien het, as 'n gelowig, 'n kind, 'n mens na geloof toe kom in Jesus Christus. Iets om oor bly te wees, nê? Maar dit definieer nie die blydskap wat ons in Jesus Christus het nie. Dis dinge waaroor ons kan bly wees, en ons moet bly wees. Ons moet regwaar bly in hierdie goeders wees, maar blydskap is baie dieper vir my en jou as kind van God. Dis iets wat ek glo God met my en met jou as sy kinders wil praat. Iets wat ek glo hy in jou wil instil vanmôre, en jy gaan dit sien. En Psalm 118 vers 1 sê die volgende, gaan op die skerm verskyn. Dit sê, loof die Here, want hy is goed. Aan sy liefde is daar geen einde nie. En as ons hierdie skrifdeel lees, dan is iets wat binne die skrywer gebeur, wat binne in daai persoon plaasvind. En hy eindig met dieselfde presiese woorde in die einde van hierdie hoofstuk. Daar's 'n blyheid van wie God is, van hoe groot hy is, van hoe almagtig hy is. Want hy sê nie, loof die Here wanneer dit met jou goed gaan nie. Hy sê nie, loof die Here wanneer jy nie deur struikelblokke hoef te gaan nie. Hy sê, loof die Here want hy is goed. En dan kom vers 24, my gunsteling skrifvers in die Bybel, sê, dit is die dag wat die Here gemaak het. Laat ons daaroor juig en bly wees. Jy het vanmôre opgestaan, dalk pyn en skete, en jy het geklaar met jou vrou en sê, yes, ek moes daai triek gedoen het, ek moes daai ding gedoen het, ek moes daai boks opgetel het nie. Maar jy is hier vanmôre, en is 'n rede om oor bly te wees. Amen. Ek bly dit almal amen gesê, maar as jy het en dan dank julle, Johan, dan ek weet wat om te doen nie. Maar daar's 'n rede om vanmôre bly te wees. Want ek is gered, ek is skoon gewas deur Jesus bloed, en hy het my lief, en hy is goed vir my. Amen. En dit is iets om oor bly te wees, om oor blydskap te kan hê, want dit is wat sy woord sê. En Nehemia, een van my gunsteling boeke in die Bybel, sê die volgende van hoofstuk 8 af, van vers 11, en hy sê, die eerste 6-7 hoofstukke lees, sien jy, waardeur hulle gaan, Nehemia het hierdie ding, hy wil die mure van Jerusalem herbou, hy kry toestemming by die koning, om na sy mense toe te gaan, briewe uit te stuur, boumateriaal bymekaar te kry, en al die mense, as jy gaan lees van 'n hoofstuk af, is dan bymekaar, al die kinders van God, al die Israeliete, die meerderheid, en hy sê hierdie woorde, wat my laat bevraagteken het, 'n vraag laat vra is, wat sê, wees dan nie bedroef nie, want die blydskap in die Here, dit is julle beskutting. Hy sê, wees nie bedroef nie. En ek het gewonder, en ek gedink, maar, en ek stil raak, en sê, maar hoekom sal hy dit vir hulle sê? Die muur is oorgebou, hulle is bymekaar, hulle het 'n oomblik gehad in God se teenwoordigheid. Esra het uit die woord uitgelees, uit die wette gelees. Hulle het gehuil, hulle het gejubel, hulle het gejuig oor die beloftes van God wat in die wette gevind word. En dan sê hy vir hulle, wees nie dan nie bedroef nie.
En ek dink waar hulle kon wees is van, yes, hoekom moet ons van hierdie af weg beweeg? Ons het so baie uitgemis, ons het so baie van God gemis, en ek dink hulle het nie meer sien, hier kom moeilikheid, want hulle gaan terug na hulle foute toe, hulle gaan terug na dit wat was, en hy sê, moet nie meer daaroor dink nie, moet nie eers daaroor wonder nie, want hy wie God is jou beskutting, jou skuilplek, jou plek wat jy kan wees. En dalk is dit jou toestand vanmôre. Jy weet waar jy was in die Here, en jy was vir 'n oomblik weg van hom, en jy's terug na hom toe, en daai droefheid is binne in jou. Daai negativiteit is in jou. Ons praat Vrydagoggend as manne, en ons sê, ons is so, veral die mans, ek kan vir die mans praat, ek kan nie vir vrouens praat nie. Julle moet maar onder jouself besluit of julle so voel of nie. Is negatief. Ons raak vinnig negatief oor die wêreldse dinge, oor die dinge wat rondom ons gebeur en alles en wa. As Suid-Afrikaners 'n toekenning moes kry, sou dit gewees het ons kerm baie. Die murmurering toekenning van die jaar behoort aan die Suid-Afrikaners. En nou is hulle baie stil. Hulle sê so, maar dit is waar, dit is ons klaar en ons is klaar en ons klaar. Terwyl ons so baie is om oor bly te kan wees. Jy is kind van God, het rede om voor bly te wees vanmôre. Jy is kind van God, het 'n rede om te kan sê, loof die Here o my siel met alles wat binne my is, loof sy heilige naam. Jy het rede daarvoor. Moenie vir my sê jy het nie rede nie, want as jy nie het nie, gaan ek na die tyd met jou praat en ons gaan praat en jy gaan sien, daar is rede om oor bly te wees in die Here. Want God is goed. En moenie laat negativiteit uit die dinge van hierdie wêreld soos 'n bloedseier, die lewe van God, die goedheid van God, dit wat sy woord vir my en jou sê, uit jou uitsuig nie. Want weet jy werk 'n bloedseier? Om sy tande is daar 'n verdowende middel. Jy weet die huis op, jy totdat jy sien en dan hardloop jy op water. Dan is dit soos Petrus, want dan hardloop jy. As ek dit moet kry, sal ek as 'n kind, so 'n vrou eers dit skreeu en dan sal ek verhaal dit af my af. Maar jy besef nie, daar's 'n bloedseier op jou totdat jy hom sien nie. En ons baie keer as kinders van God murmureer, kla, kerm, doen al die 9 yards in daai aspek. En voordat ons so self vind, is ons in hierdie gat. Dan vra ons Here, hoe het ons hier gekom? Want weet jy hoe jy eintlik gekom het? Want jy het vergeet om jouself te verbly in die Here. Jy het vergeet wie die een is, wat jou beskutting is en die blyheid van wie hy is. Nehemia sê 'n belangrike ding, hy sê onthou, die Here is die blydskap wat julle in moet wees, want dit is julle beskutting, dit is julle behoud. Dawid skryf in Psalm 103 vers 1. Hy praat met homself, hy sê, ek wil die Here loof met alles wat in my is, wil ek sy heilige naam loof. Hy spreek homself aan en sê, nou moet jy wakker word, boetie, nou moet jy begin die Here loof en prys, nou moet jy begin in die blydskap van die Here in beweeg, of jy so voel of nie voel nie, want dis nie emosie vanmôre nie, dis nie iets wat ek en jy voel nie, want soms voel ons nie lekker nie, soms voel ons kan in die aarde induik, soms voel ons, wat gaan nou gebeur, maar is in daai oomblik, in daai bedroefheid, in daai plek van seer, van pyn, wat ek en jy moet begin sê, Here, ek loof U, ek prys U, U is goed, U is groot, U is almagtig, U is ewig en U is my beskutting. Want dis hoe ons deur hierdie lewe gaan in die tye waar ons leef. En nie te kla en kerm, ja, daar kom tye. En ek weet tye is moeilik en jou seisoen is dalk nie van so aard waaroor jy kan bly wees nie, maar daar's nooit altyd 'n goeie tyd om in bly te kan wees nie. Ons voel nie so nie. Om ons steeds te kan sê, Here, ek loof U. Want U is goed. Want ons vergeet so vinnig van wie God is in ons lewens. Ons vergeet so vinnig dat hy my en jou beskutting is. As ons kyk na Matteus 28 vers 20 wat sê Jesus sê ek is met julle tot die volëinding van die wêreld. Josua 1 vers 9 ek is met jou vir waar ook al jy heen gaan. Jesaja 41 vers 10 sê hy beskerm ons, hy is met ons, sy reddende hand hou ons veilig. Jy hoef nie te vrees nie. En ons vergeet dit. En dis ook is nie net sy teenwoordigheid nie.
Dit is ja, ons beleef blydskap. Ek in die afgelope 2 weke het ek 'n ongelooflike joy en blydskap in my hart, maar dit gaan ook weg. Maar dan moet ek weet, dit God se woord sê, dit is wie hy is. Wanneer ek nie so voel nie, wanneer ek nie ervaar nie, herinner ek myself, God is goed. God is groot. Hy is my beskutting en I will rejoice. I will sing a new song. Ons wil nie, ek weet nie van jou in die gemeente, maar ek het baie keer gevoel, ek wil nie, Here. Ek wil net die kombers oor my kop trek en van alles vergeet, né? Maar hy wil hê ons moet hom loof en prys. Hy wil hê ons moet hy moet ons beskutting wees en blydskap in hom vind. Want hy is die bron daarvan. Hy is die ewige lig en hoop. As kerk moet ons dit vir die wêreld wys. Dan sê hy, ek is bly want my God, my redder is met my. Want daar kort hoop in hierdie wêreldkerk. Daar kort 'n skutting van sy gees en van nooit ooit van tevore en ek en jy is die persoon, is die kinders van God wat moet wees. Ek wil nie die Here dien as ek soos loof die Here, hy is goed. Wil jy kind van die Here wees as iemand so sing? Ja, Jesus het my lief. Nee? Ek wil nie. Dan dink ek, dan moet net jou klink jy of jy bly is in die Here nie. Maar dis hoe ons is, as kinders van God. En ja, is tyd om te murmureer en te salk en dan kom jy oor jouself eventueel en dan besef jy wie God is en dan gaan jy aan. Ons kan nie permanent in daai groef wees van kla en kry my tog jammer en as is tog shame. Nee. Nee, 'n kind van God het rede om te loof. 'n kind van God het rede om hom te prys. Al is hy in moedverloorse vlakte, is daar vanoggend vir jou en vir my rede om hom te loof en te prys. Jy kan dit nie vir my sê nie, maar af gesê jy lieg. Nehemia kom en hy sê, ek wil terugkom na dit is julle beskutting, en as jy na die Hebreëus gaan kyk van beskutting, Mahaus, dis 'n verskriklike naam, Mahaus, M-A-O-W-Z, jy kan neerskryf as jy wil. Dit beteken stronghold, strength, defense, fortress, refuge, helmet. Die skrywer gaan verder om te sê, dit dra die idee oor van 'n plek van veiligheid, 'n ondeurdringbare vesting, toevlugsoord of bron van krag. Of dit nou letterlik 'n versterkte stad of figuurlik goddelike beskerming is, wys die woord konsekwent na waarop staat gemaak kan word wanneer gevaar dreig. Dis wie Jesus vir jou is vanmôre, wanneer ons in hom onsself jubel en juig in hom. Dis wat jy kry as jy besluit om te jubel en juig in die Here. Dis wanneer jy besluit, ek sal bly wees in die Here, is dit wat vir jou voorlê. Want net hy kan die blydskap gee. Net hy kan daai beskutting vir jou en my wees vanmôre. Nie 'n mens nie. Ek is jammer om te sê, jou man of vrou gaan nie daai beskutting wees nie. Ja, hulle is daar om jou te motiveer en vir jou te herinner, hey, onthou wie die Here is. Ons gaan nie opgee nie. Maar God bly jou beskutting. Romeine 11 vers 36 sê die volgende: uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Aan hom behoort die heerlikheid tot in ewigheid. Uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Alles. Jou blydskap kom van hom af. Van hom en hom alleen. En ons moet vir die wêreld kan wys, soos ek gesê het, wie Jesus vir my en jou is. Nie klaarkouse wees en murmureer en nee. Want dit sê die blydskap in die Here is my beskutting. Sê dit saam met my. Die blydskap van die Here is my beskutte. Amen. En soms moet jy self in die spieël kyk en sê, luister. Dit is wie die Here vir jou is. Ek doen dit baie keer, dit voel simpel, maar jy moet jouself aanspreek en sê, onthou, dis jou God. In jou seisoen,
waar jy mag wees as man, as vrou, as kind van God, spreek jouself aan. Hy is jou beskutting, jou veilige hawe, jou plek van rus. En is so wonderbaar om met julle te kan deel vanmôre. Want een van die vrug van die Gees is wat? Blydskap. So jy moet daai vrug kan dra. Die mense moet dit aan jou as sy kind kan sien. Dit is moeilik, ek weet. Soms voel dat jy wil iets na iemand toe gooi, of net aan die verkeerde kant van die verkeer ry, en 'n paar mense ram. Mens voel so, ek is eerlik met jou, mens voel so. Gaan nie doekies omdraai met julle nie, maar in jou frustrasie, verbly jouself in die Here. In jou hartseer, verbly jouself in die Here. In jou treur en murmurering, verbly jouself in die Here, want jy verander, glo my. So as Skrif wil sê, nogtans sal ek in my Here jubel, sal ek juig in God my redder. En mag jy as kind van God, mag jy dit besef vanmôre, en dit ter harte neem. Ek hoop jy doen. Ek hoop jy stap nie vanmôre weg, en is 'n suur knol nie. Ekskuus vir die woord. Laat die soetreuk van Jesus Christus deur jou verskyn. Want ek wil hoop vir hierdie wêreld bring. Ek weet nie van jou nie, maar ek wil weet en ek wil hê, as jou pastoor, wil ek hê, en ek glo God wil hê, dat ons 'n kerk sal wees wat bly, en hulle sal verbly in die Here. Dawid skryf en sê, ek was bly toe hulle gesê het, ons gaan die huis van die Here toe. En ek glo God se hart, ons as gemeente, blyende, lof, prys en aanbidding gemeente sal wees. Mekaar sal aanspoor om dit te doen. Kom ons sluit daar, waar jy sit, kom sluit die oë vir 'n oomblik. Ek ken nie jou storie vanmôre nie. Ek weet nie waar jy tans gaan nie. Ek weet nie wat jou emosie vanmôre is nie. Maar ek weet dat Jesus weet. Ek weet jy het genoeg redes om jouself nie te verbly in die Here nie. Ek weet jy het genoeg redes om te gaan sê, ek gaan dit nie doen nie. Maar Jesus is genoeg rede om jouself te verbly vanmôre. En dalk voel dit nie vir jou genoeg nie, maar ek wil vir jou sê dit is genoeg. En as jy in hierdie deel van hierdie gebed wil wees vanmôre, wil ek vra om jou hand op te steek. Ek gaan vir jou gebed doen, en ek weet dat God nou besig is om in harte te werk, besig om in harte te werk, wat trane en blydskap besig is om te verander, as jy hom sal toelaat vanmôre, en ek pleit by jou, laat hom toe vanmôre. Laat hom toe, om dit wat in jou hart is, om die hart van klip te verander in 'n hart van vlees, soos Jesegiel vir ons leer. Here, ek kom bid vanmôre. Here, ek kom pleit by U vanmôre, Here, dat U in ons, wat groter is hy wat in die wêreld is, Here, dat ons 'n blyheid in U sal hê. Here, ek bid vir elke persoon hier vanmôre, dat wat hulle hande opgesteek het, wat ook nie hulle hande opgesteek het, dan sal hulle besef en sal erken, U is my blydskap, want U blydskap is my beskutting, Here, en ek kies vanmôre om bly te wees. Ek kies vanmôre om U te loof. Ek kies vanmôre om U naam te eer, want U is goed en U is groot. En ek dank Here dat U deur U Gees na harte sal verkoop, Here, dat U klippe van hart sal verander in harte van vlees, Here Jesus, dat U 'n dood, 'n hartseer, murmurerende, depressiewe gemoed sal verander in 'n blyende, jubelende gemoed vanmôre, Here. Dankie Jesus. U is goed en U is groot. Dankie Here dat ons kan sê in U blydskap. Die blydskap van die Here is my beskutting. Wat ook al mag gebeur,
wat ook al ons in die gesig mag staar, dat ons dit sal sê, al geen om hoe moeilik het is, en dat ons onsself sal aanspreek en sê, ons sal nie so wees, want God is goed. Dank Jesus. Ja, ek loof jou daarvoor. Ek prys jou daarvoor ook, Koning Jesus. Amen. Ons wil jou graag bedien in hierdie tyd na die beste van ons vermoë. Jy is ook welkom om te saai in hierdie bediening op die volgende maniere, deur middel van SnapScan of EFT. Ons waardeer elke bydrae en spreek die Here se rykste seën uit oor jou en jou gesin.